Môre almal, goeiemôre. Baie welkom aan ons finalejaar Katkesante se familie, se vriende. Ek sien julle almal hier van voor af. Baie welkom. Ons almal is moeg hierdie tyd van die jaar, maar ons moet ook vir mekaar sê daar's soveel positiewe en lekker goeders ook hierdie tyd van die jaar, nê. Ek sien die oumas wat hier sit wie se kleinkinders hoofmeisie en hoofseun geword het. Ek kan nie wag om 'n koffie te drink saam met een van ons jong mense wat die geleentheid gehad het om die Formule 1 in Mexico te gaan kyk. Ons kinders by die prysuitdelings wat daar was vanoggend, 'n klompie van ons jong mense wat belydenis van geloof doen en dat julle hier is, maak dit vir hulle baie spesiaal. So al is ons moeg en kan 'n mens maar partykeer negatief raak, julle gebeur daar sulke spesiale goede hierdie tyd van die jaar ook. Moet dit nie miskyk deur omdat jy moeg is nie. Sien dit raak en geniet ook vandag. Mag dit vir julle baie geseënd wees. Julle weet dat hierdie jaar se Katkesante is die Katkesante wat gebore is die jaar toe ek hier gekom het. Weet julle hoe oud laat dit 'n mens voel? Dit is baie erg. Dankie Billy dat jy my daaraan vanoggend herinner het. Dat jy en Sanet hier agter in my kantoor gesit het vir 'n doopgesprek. En vanoggend doen julle seun belydenis van geloof. Dis tog wonderlik om te sien ook hoe dat die Here, mense partykeer nou toe ek saam met die leiers ook van die gemeente bid, mense so bekommerd oor die TikTok geslag en negatief oor die volgende geslag en wonder sal daar nog 'n kerk wees? Sal daar nog gelowiges wees, mense wat die Here dien? En vanoggend met so 'n groot groep skep ek ook sommer net 'n klomp moed. Ek kry sommer trane in die oog, want hoe wonderlik dat die Here sy verbond van genade ook voortsit in die volgende geslag, nê. Nou wil ek dit nie te hard sê nie en hulle dink ek jok, maar oor so 6-7 jaar van nou af dan kom vra hulle weer, hulle wil trou en dan sit hier lank nie, dan kom daar babietjies. Ja, mamas en papas wat saam met my vanoggend 'n kind in die klas het. Jy moet maar begin dink aan ouma en oupa word. So hulle word so vinnig groot. Ons is vir julle baie lief. Hulle staan daar agter. Ek gaan julle een vir een aankondig. Marius, jy's eerste. Jy kan hier in die paadjie afkom en net so inskuif. Dan sit julle almal sommer hier vinnig hier voor. Ons gaan dit 'n bietjie van 'n speletjie ook maak. Ek gaan vir julle 'n paar leidrade gee. En dan kan julle sommer raai wie dit is wat volgende in die ry is. So ek het nou klaar van Marius gepraat, so jy kan maar kom Marius. Hy's 'n skoolverlater. Hy gaan nou die groot mens wêreld in. Hy's ook 'n gamer. Hy's Marius Becker. Volgende, sy is 'n hokkiebokkie. Sy het een van die mooiste glimlagte in JF. Sy is fyn maar getrein. Sy is Charney Camp Master Kloete. Jy kan maar kom. Hierdie girl het verlede week by die kamp, nê, vir ons net gesê hoe om my tente op te slaan. Volgende, sy's 'n netbal reus. Sy is stil, maar nie as dit kom by haar sterk oortuigings en beginsels nie, Lianay Kutse. Hy kan 'n storie snaaks spin. Hoor hoe lag hulle agter. Hulle het gevra asseblief Dominee, laat hy vanoggend die mikrofoon kry en die storie vertel. Daar's baie video's na die kamp en so aan, maar ek gaan dit nie aan jou doen nie, Nathan. Hulle gaan nie hulle sin kry nie. Maar glo my, hy kan 'n storie snaaks spin. Hy is die ginger ninja met 'n swart belt in karate, Nathan Kraus. Sy tyd met Call of Duty het hom oortuig hy wil 'n sniper word wat die wêreld 'n veiliger plek maak. Hy ken van kamp, hy's Frank Connell. Sy bak die lekkerste koekies. Jy kan haar gerus ondersteun. Jy toon 'n krul wanneer sy lekker lag. Sy is die nuwe redaktrise van haar skoolkoerant. Dis Adel Pinaar. Hy is behep met visvang. Hy ry motorfiets, sy neus bloei maklik. Hy is Dylan Teddybeer Ranft. Hy's 'n stil seun. Hy's 'n goeie vriend wat meer lojaal is as 'n hond, dier aan skepers.
Hierdie ou het jou rug, hoor. Volgende. Sy draf, sy lag, sy is cute wanneer sy kla, Paula Swart. Sy is in matriek, sy het 'n baie goeie eetlus, Ronzel van Vieren. Sy is mal oor kinders, sy is die mens op aarde met die meeste troetelname, sy is die geeskomeet Natalie Venter. Visvang, motorfiets en avonture sy kos, hy is sy ma se mooiste seun, PD Venter. Haar diep stem is gemaak vir radio, die son kom op wanneer sy glimlag, Karlin Weppener. Ook een van die leiers hierdie jaar by die VRL, by JF, en by die JFFJ, is ek reg? Ja, ek het jou hierdie week op die verhoog 'n paar keer gesien. Baie, baie welkom julle. Baie, baie welkom. Dit is vir my so lekker gewees om hierdie jaar saam met julle 'n pad te loop, om deel te wees van julle elkeen se geloofsreis. En ek wil vir julle ouers sê dankie dat hulle julle motiveer het, want tussendeur moet julle ouens en meisies in die akademie en kultuur en sport en alles balanseer. En 'n ou raak ook maar moeg en 'n ou sê altyd lus om te kom hier, maar julle was verskriklik getrou. Julle was ook verskriklik stil. Maar daarom het ek ook met hulle elkeen 'n gesprek gehad en ek dink dit was die mees intense gesprekke deur al my jare van bediening, want ons sit met 'n stelsel dat jy amper soos in 'n slaghuis met 'n worsmasjien, jy draai hom en dan is dit 'n produk wat 'n ou lewer en dan sit 'n mens baie keer met 'n kerk vol mense wat nie regtig die Here ken nie. Of jy sit met 'n kerk waarin die mense buitendien ook nie eers terugkom en so nie. So ek het vir elkeen van hierdie jong mense gevra, ken jy die Here? Ken jy 'n wedergeboorte? Aanvaar jy die gesag van die Here se woord? En op dit het hulle almal gesê, opreg uit hulle harte uit. Hulle is vanoggend hierso, want hulle ken die Here as hulle verlosser. Baie welkom julle en ouers uit my hart uit. Dankie vir julle brandstof en vir julle tyd en julle gebede. Nie net vir julle kinders nie, maar ook vir my. Ons gaan 'n videoetjie kyk van ons kamp verlede week. En dit het my so laat dink aan daai storm verlede Saterdag. Ek was op die punt gewees om halt te roep op daai kamp. Ek het klaar vir Jenny gebel en gesê, hoor asseblief by die skool of hulle ons kan kom haal, want op daai stadium het ons 2 tente verloor. Hulle staan so binne in daai tente en hou die goed vas en so aan. En toe ek nou weer na die foto's kyk, julle, toe dink ek so, wat het daai tente, behalwe dat julle dit vasgehou het en so aan, wat het daai tente nie laat wegvlieg nie? Tentpenne, nee, wat ons ingekap het. En deur die jaar, maar ook deur die jare in kategese, is daar geloofspenne ingekap vir jou tentjie, want daar's baie storms in die lewe. Van julle is al deur storms van die lewe, of praat maar net bietjie met hierdie mense. Daar gebeur goede met 'n mens, goeders wat nie baie lekker is nie. En dan voel dit vir jou, dit ruk so aan jou tent, net soos wat ons gegil en geskree het en gevrees het. Ons slaapplek gaan heeltemal vernietig word, voel ou, jou hele lewe gaan vernietig word en so aan, maar soos daai tentpenne dit staande gehou het of in die grond gehou het, nee, sal die geloofspenne, dit wat julle in glo, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees, julle redding, ons het gepraat oor julle geloofsekerheid, dat as jy vandag moet doodgaan, waarheen jy gaan, nee, daai geloofspenne sal vir julle ankers wees en julle standvastig hou in watter storms van die lewe ook. Kom ons kyk saam met hulle na so 'n stukkie van die reis verlede Sondag en dan onthou ons sommer. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal uit die diep
diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, u vlerke vou my toe. Onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vere is my skuld, my bevryding en ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie al val 1000 aan my sy of 10.000 hier langs my. Kruip ek weg in die hoogtes by die hoogste. Alles veilig in die hand. Buite die bereik van die vyand en sy magte. Omring deur engele aan elke kant. Want vergiftig, die vergruis elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie al val 1000 aan my sy of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. U sal my red omdat u weet hoeveel ek u lief het. Omdat ek in alles op u vertrou sal u my veilig in die hoogtes hou. En wanneer ek weer my pad verloor sal u elke keer my noodkreet hoor. My verwoesting sal u elke keer keer en vir altyd my met u redding eer. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie al val 1000 aan my sy of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Iemand moet dit vashou. Okay. Ons hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, ons is in U naam by mekaar vanoggend. Dankie vir die krag, die gesondheid en die geleentheid. Dankie Here dat ons ook saam kan dankbaar wees en opgewonde wees oor U pad ook met ons jong mense. Dankie dat U vir ons ook in U woord wys hoe U 'n pad stap met mense, met Abraham, Isak en Jakob, deur die geslagte heen tot met hulle aan wat beloof is aan Abraham, toe hy vir hom gesê het, kyk op na die sterre, kyk die sand, kan jy dit tel? En hierso sit ons vandag, Here, as daar die vervulling van U beloftes. So getrou is U, en daarom loof en prys ons U vir U eienskappe, vir wie U is, 'n getroue God.
Ons prys U, Here. Dankie dat 'n mens ook kan jonk wees en die lewe kan geniet. Ons weet uit die Prediker uit dat dit ook 'n stuk wysheid is. Dat 'n mens jou jong dae sal geniet en sal dink aan jou Skepper. Vanoggend kan hierdie jong mense ook, Here, kom getuig van U wat hulle ook kom oortuig het deur U Gees dat U God is. Wat ons nie vanselfsprekend vat nie, want ons lewe in 'n erg verwarde wêreld. 'n Wêreld wat baie de mekaar is oor 'n klomp goed. Maar dankie Here dat hulle vanoggend kom sê, ek glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo dat ek deur hom gemaak is, deur hom gered is en herstel word en dat ek ook die ewige lewe ontvang het. Ons prys U, Here, vir hierdie goedheid, vir al ons wat ouers is, wat dink aan toe ons hierdie mensies vasgehou het as klein babietjies, en nou dink ons, Here, dat as dit ook U wil is, dat hulle oor 'n jaar van nou af 'n matriek sal wees. Hoe vinnig het die laaste 17 jaar nie verby gegaan nie. Ons kom vanoggend, Here, om te vra dat U vir hulle sal seën. Geef ons kalmte en rustigheid, maak ons harte, ons oë en ons ore oop, saai die saad van U woord binne in ons, en gee ook asseblief verder vrug, Here. Ons vra dit terwyl ons maar net te bewus is, as ons ook hulle foto's sien, en hulle hier voorsien sit, oor die oes wat U ook inbring. Maar bovenal bid ons, Here, dat U verheerlik sal word deur hierdie gebeure. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Die Here groet julle genade, barmhartigheid, liefde en vrede van God ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Staan asseblief saam met ons en dan loof ons die Here met 2 liedere. Vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die hemel, herskep deur woord en gees, verloren is op aarde, dat al sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam. Een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jou duur gekoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, ja, hy is God. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Onpynig ons die smarte, onmartel ons die leer. Die kruis van ons verlosser, sluit vergesig toe. In 'n verwarde wêreld, bring dit weer vir ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas, hy is God, ja, hy is God.
Maak gerus jou boek, ekskuus, jou Bybel of jou toep oop by Efesiërs 2. Ons gaan die laaste stukkie lees. Die opskrif daar in die 2021 bouwerk van God. Vanaf vers 19. Efesiërs 2 vers 19. Here, dit is u woord, 'n kragtige woord wat selfs die mees geharde hart kan breek, oop kan breek, daardie harde stuk land wat omgedolwe kan word, sodat daar ook saad kan val. En bid ons Heilige Gees, dat u werk ook vandag in ons sal doen, dat u ons sal help om te fokus, te konsentreer, om in te neem, om nie net te hoor nie, maar regtig ook met 'n intensie te luister, om u stem te hoor, u wat ons herder en ons Here is. En kom dan Heilige Gees en verander ons ook van binne af na buite toe, Here, dat ons so sal lewe, dat ons ook kan wys dat u in ons lewe, in ons gedrag, in ons woorde. Ons vra hierdie genade in die naam van ons Here Jesus, amen. Kom ons lees saam. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. En vanoggend wil ek saam met julle net fokus op 'n paar van hierdie termes wat Paulus hier gebruik. Maar voordat ek dit doen, wil ek net saam met die katkesante vir julle sê wat die Here verlede week vir ons gesê het, familie en vriende, want julle sou gesien het in hierdie videoetjie met die musiek en die foto's van die kamp, het ek sulke woorde tussendeur gegooi, dis vir julle bekend, nê. Ons het hierdie 2 hoofstukke gelees verlede week tydens die kamp, Efesiërs 1 en 2, waar die Here sê, voor die grondlegging van die wêreld, lank voordat ek en jy nog op hierdie planeet was, nê, het die Here ons al uitverkies. En ons het ook vir mekaar gesê, nie omdat hy vooruit gekyk het en gesê het, "Sjoe, maar daar's tog al 'n paar kwaliteite wat ek like. Hierdie persoon is 'n potensiële goeie lid vir my kerk nie." Nee, dis soos wat hy hier ook aan die einde kom sê, ons was vreemdelinge, bywoners. Ons was selfs vyande van God, sê hy in Romeine, en toe het die Here ons al uitverkies. So dit spreek van die genade waarvan Efesiërs 2 praat en waarmee dit begin. Julle is uit genade uitgered, dis 'n gawe van God, daardie sterk temas. Dan het julle ook op die bord gesien, daar staan julle is aangeneem. Dis nog 'n woord wat Paulus gebruik. Nou moet 'n ou dit nou nie verwar met hoe hierdie geleenthede mee bekend staan nie. Want baie mense sê dis jou aanneming en jou voorstelling. Nou ek het julle net nou hier voorgestel toe julle hier vorentoe gekom het, maar julle is definitief nie aangeneem nie, nê. Julle is nie die weeskinders van die kerk nie. In die verlede was daar 'n onderskeid getref tussen dooplidmate, as jy nou klein is, en belydende lidmate. Die kerkorde het ook nou verander van ons kerk, nê, om net te praat van lidmate. Julle is nie tweedaanse lidmate totdat julle iets doen en dan is julle goed genoeg om, nee, julle is lidmate. So julle word ook nie vandag aangeneem nie en julle word ook nie vandag gered nie, maar julle kom getuig en bely julle geloof in julle redding in Jesus Christus uit hierdie genade. Dan het ons ook 'n ander woord gesien op die bord wat sê dat ons bevry is, en later in hoofstuk 1 is daar 'n paar variasies rondom hierdie gedagte van hoe ons bevry is, waar hy werk soos met die gedagte van 'n slaaf wat homself eintlik maar net doodgewerk het sy hele lewe sonder enige regte
of voorregte en dan uiteindelik gesterf het. Die vreugde wat ons by die kamp oor gepraat het om bevry te wees en dan ook beseël. En het ons gepraat by die kamp ook oor die waarde van 'n mens se doop, om te weet dat jy beseël is. Die gedagte van 'n koning wat 'n seelring het met sy familiewapen of sy koninklike seël en dan 'n brief skryf met 'n bietjie was wat hy daarop drup en dan sy seelring en dit dra die gesag dat die koning hierdie of daardie uitspraak maak. Hoe wonderlik om te hoor ons is beseël en ons doop is daardie seël wat God kom gee, dat wat hy oor ons sê, die waarheid is. Maak nie saak wat die wêreld sê, wat my gewete sê, of wat die bose sê nie. God het ons kom beseël ook by ons doop. Nou Efesiërs 2 sê, God het dit alles gedoen. Paulus beklemtoon hierso al die pad, ons staan aan die ontvangkant, ons kry die hele tyd net van die Here. Hy het ons gered, en dan nie weens enige goedheid in ons nie, maar sy goedheid. Nie weens ons gehoorsaamheid nie, maar die gehoorsaamheid van ons Here Jesus. Nie weens ons goeie werke nie, maar sy goeie verlossingswerk. Alleen maar sy barmhartigheid en liefde wat so groot is, dis alles hy en dis net hy. Ons het hierdie week 2 dae terug die hervorming van 500 jaar terug ook gevier, nê, wat gesê het, solus Christus. Nie die paus nie, nie die kerk nie, nie die sakramente nie, geestelike gawes nie, niks kan jou red behalwe Jesus Christus nie. Hy is die sentrum en die hoogtepunt, die middelpunt van die kerk. Alright, en dan aan die einde van hierdie hoofstuk, dan kom hierdie gedeelte wat ons nog die laaste gedeelte is wat ons saam gelees het verlede week hier buitekant Bloemfontein. Nou die eerste woord wat ek vir ons wil uitlig, familie, vriende, katkesante, is die woord vreemdeling. Vreemdeling. Paulus sê in hulle vorige lewe, vroeër, voor Jesus, was hulle vreemdelinge. Nou kan 'n ou dink vir die gelowiges in Efese, daar was Jode gewees in daardie gemeente en daar was Grieke gewees. Die Jode se koppe sou dadelik verstaan het. Ja, ons verstaan van vreemdelingskap. Want toe daar erge hongersnood was, het Josef mos met sy mooi klere, sy pa en sy boeties laat kom om hulle te red van 'n hongersnood. En het hulle in Egipte gebly, vreemdelinge in 'n vreemde land, met vreemde kulture en vreemde gode. En daar was hulle vreemdelinge gewees vir eeue lank. So hulle sou verstaan het wat beteken vreemdelingskap, want dit het hulle diep kom raak, want hulle was mos nou mense in hulle eie land gewees en hulle was ook trekboere gewees. Hulle het 'n klompie vee en om die goed aan die lewe te hou, moet jy agter water aantrek en agter weiding aantrek. En nou ewe skielik moet hulle in klei huthuisies kom bly, daar langs die Nylrivier. So dit was 'n totale kopskuif gewees vir hierdie mense. Efese was nie 'n baie klein dorpie in vergelyking met die ander dorpies nie, daar is ook maar handel gedryf. So jy sou dalk soos met Jesus se geboorte in Bethlehem, toe die sterrekykers daar aankom, vreemde ouens, nê, en dalk ook nie net 3 nie, soos wat ons kerskaartjies daai tyd gesê het nie. Mense met snaakse uitrustings, ander kleur klere en ander tipe klere as wat die gewone Jood gedra het. Hulle sou daai ouens uitken, net soos wat as jy Middestad toe gaan, dan herken jy die Nigeriërs. Of gister toe ons nou klaar geëet het, toes ek daar maar nou lus vir 'n poeringkie. Toe loop ek gou daar oor, daar na die kafee toe van die Pakistani, ek vermoed hy's 'n Pakistani en ek gaan koop gou vir ons Magnums. Nee, jy weet, hierdie mense kom van 'n ander land af. Die nie-Joodse lidmate in Efese sou toe Paulus hierdie brief skryf en hy praat van vreemdelinge, sou hulle ook gedink het, ja, ons weet van vreemdelinge, hier's mense wat kom met hulle goedere om te kom ruil en te kom koop en te verkoop en so aan. Hulle hoort eintlik nie hier by ons nie, hulle het eintlik nie regte nie, hulle het nie voorregte en so aan hier so by ons nie, hulle is nie deel van ons nie. So, dis die eerste woord wat Paulus gebruik. Hy gebruik so 2-3 negatiewe beelde om vir hierdie Christene te sê, wat was hulle voor Jesus in hulle lewe was, en wat is jy as Jesus nie deel is van jou lewe nie. En die eerste een is 'n vreemdeling. God ken jou nie, jy ken God nie,
jy het nie 'n tuiste nie, ook nie 'n geestelike tuiste nie. Jy's amper nie welkom nie. Al daai negatiewe konnotasies in hierdie woord vreemdelinge. En dan gebruik Paulus nog 'n beeld van 'n bywoner, wat ons dalk nie so goed ken nie. Maar 'n bywoner was mos nou iemand gewees wat loop en werk soek, van plaas tot plaas loop, en dan as die werker, as dit nou naby oestyd is, en hy het nog ekstra werkers, behalwe sy permanente werkers nodig, dan sal hy hulle nou aanstel, en dan kan hulle nou daar vir 'n rukkie bly, vir die seisoen, en hulle kan help oes, maar, hulle kom en gaan ook so, die boer gee nie eintlik nie vir hulle om en so aan nie, en daar het hulle definitief niks regte of voorregte nie, en dalk moes hulle maar self ook gejag het vir hulle kos en so aan, hy sou hulle 'n minimale loon ook betaal het en so aan, hulle bly maar net by, hulle woon maar net by die boer, vandaar die woord bywoner. So die negatiewe konnotasie daaraan is wat hy wil tuisbring onder hulle, om hulle uiteindelik te verduidelik hoe groot voorreg dit is om 'n kind van die Here te wees, en om 'n gelowige te wees, en om 'n heilige genoem te wees. Maar voordat ons by daai term uitkom, die derde gedagte hier, negatief, is die gedagte aan 'n vlugteling. Nou, ons weet in ons tyd weer, met al die tegnologie, die nuus op die kanale, die goeders wat op ons Facebook opkom, of op ons Instagram rondom die refugees, vlugtelinge, daar's in hulle eie lande rampe, of daar is slegte politiek en tiranne en so aan, jy kan uiteindelik nie daar leef nie, en dan moet jy nou vlug na 'n ander land toe, met die hoop om 'n beter toekoms te hê. Hy verwys daarna ook om te sê, dat voor Jesus Christus is ons soos vlugtelinge. Nou ek wil vir julle 'n foto wys van 'n refugee camp, 'n kamp, die foto's geneem in 2023, is hy nie daar nie. 2023, julle moet dit sien. Dit is duisende op duisende, julle het dit al gesien op die video's en so aan, hierdie tentvlappe wat so waai, die mense wat, hulle is uitgeteer. Daar's tente waarin hulle bietjie vir hulle probeer om mediese sorg te gee, vir hulle water te gee van die mense wat op drips is ensovoorts, 60.000 van hulle, op daardie stadium die derde grootste vlugtelingskamp in Sirië, mense, veral vrouens en kinders, wat gevange gehou word deur die terroriste. In daai kamp het jy ook geen regte, voorregte, geen hoop, geen toekoms. Die statistieke rondom die sterftes in daai kampe is verbuisterend. So ou sit al hierdie negatiewe konnotasies aan vreemdeling, bywoner, vlugteling bymekaar om iets te besef van wat Paulus probeer oordra vir hierdie gelowiges in Efese en vanoggend vir ons hier in Gardenia Park in Bloemfontein, om te sê hoe mense lewe lyk sonder Christus. As jy nie behoort nie, as jy nie tuis gekom het nie, as jy nie 'n toekoms het nie, as jy nie hoop het nie, ek gebruik hierdie 3 terme baie strategies om 'n diep hout te slaan, om iets uit te spel van 'n doodsbestaan wat bywoners en vlugtelinge en vreemdelinge het. Want as jy 'n vreemdeling in 'n vreemde land is en jy gaan dood, wie begrawe jou? Hulle het regtig mos sulke begrafplase gehad waar hulle die vreemdelinge daar eenkant, weet jy wie hierdie mense is en of hulle gelowig was of nie, hulle daarom begrawe en so aan, maar wie begrawe jou? Jy voer 'n doodsbestaan in 'n vreemde land. So is dit sonder Jesus as jy in sonde lewe. Paulus sê, dis hoe 'n mens is as Jesus nie in jou lewe is nie. Dis hoe sy lesers was, dis hoe ons was. Maar ek het julle ook gewys op Paulus se maars, nê. Maar nou, dis 'n baie belangrike 2 woorde wat Paulus gebruik in sy redenasies. Maar nou het ek verlede week vir jong mense verduidelik soos op 'n kampus, amper soos 'n deur se skaniere. Aan die een kant is die deur toe, maar nou het die deur oopgegaan. Daai skanier is hierdie woorde, maar nou. God het ingegryp, God het hom ontferm, God het iets in jou lewe kom doen, hy het lewe terug in jou kom spreek, hy het jou kom red,
maar nou is julle nie meer vreemdelinge nie, nie meer bywoners nie, nie meer vlugtelinge nie, nie meer verlore nie, maar nou, nie meer nie, maar nie meer nie, want Jesus het ons 'n huis gegee. Die foto wat uitgeval het aan die bokant, hierdie klomp tente, het my hart gebreek hierdie week toe ek die foto soek en ek sien hoe die kinders daar so staan in daai vlugtelingskampe. En dan wonder ek, waar is hulle vandag 2 jaar later? Is hulle nog steeds daar? Het die seentjies begin baard kry, maar hulle is nog steeds agter heininge. En die dogtertjies, want daar is soveel korrupsie in daai kampe, mensehandel. Waar is hulle vandag? Is hulle al vrygelaat? Onder dit, die foto van 'n gemengde groep mense wat om 'n tafel sit en saam eet en lag, warm, tuis. Nee. Die beeld wat die woord hier vir ons skep van voor Christus en na Christus. Wat 'n voorreg om vanaand 6uur saam met julle hier voor ook aan tafel aan te sit by die nagmaal. Ons mag nie, want ons is nie meer vlugtelinge nie. Ons is kinders van die Here en daarom mag ons sit aan sy tafel, want hy het ons laat tuiskom en hy gee ons kos, hy gee vir ons 'n toekoms, hy bied ons sekuriteit en hy gee ons liefde. En wanneer jy en jou ma, jou pa, of as hulle albei nog by mekaar is, se tafel aansit, dan daardie liefde aan die tafel laat ons dink aan ek is welkom hierso, ek word in liefde ontvang en is tuis hierso. Dis wat Paulus wil oordra. Nou, daar sit nog iets in die teks wat nog erger is as vreemdeling, vlugteling, bywoner. Die volk van die Here kom as gaste van die Farao in Egipte aan weens daardie hongersnood. En hulle is vreemdelinge in 'n vreemde land, het ons gesê. Maar hulle bly vir 430 jaar in Egipte. 430 jaar. En toe is hulle nie meer vreemdelinge nie. Dit kan 'n mens sê. Dis 'n mens wil amper sê, alright, daar's daarom 'n positief. As jy lank genoeg in 'n land bly, is jy nie meer 'n vreemdeling nie. Maar die sleg wat die Bybel vir ons vertel is, toe is hulle slawe. Dis nog erger as 'n vreemdeling. Hulle word fisies geslaan om te werk vir die Farao. Daai gedagte sou ook by die Joodse gelowiges in Efese in hulle agterkoppe is. En dan as hulle Paulus hoor, besef, sjoe, maar hoe anderste is dit nie met ons nie? Ons wat in Jesus glo, ons wat 'n pad met hom loop, ons het hom dalk al so gewoond geraak, dat ons nie besef hoe gelukkig ons is nie, hoe bevoorreg ons is nie, dat daar eintlik 'n stuk dankbaarheid is. Dankie Paulus, dat jy net weer bietjie ons hokke ruk. Dankie dat jy ons net weer laat besef wat ons was en wat ons nou is. Want eens toe ons in sonde gelewe het, sê Paulus nog 'n erger ding as dat hulle vreemdelinge, of kom ons sê vreemdelinge, slawe was. In Efesiërs 2 vers 1 sê hy, julle was nie net slawe nie, julle was dood weens julle sonde en oortredings, omdat julle geluister het vir die begeertes van julle vlees. Vreemdelinge, dis al klaar sleg. Slawe, dis nog slegter. Maar die slegste is, julle was dood gewees. So hy vat hulle regtig na 'n baie diep, donker plek in hulle lewens. En dan sê hy meer as een keer weer, maar nou. Maar toe daar iets gebeur in jou lewensstorie, en daar lê 'n parallel ook maar in 'n ou se lewe waar jy sit, nê? Toe jy klein was, is 'n simbool van die Here se genade, jy het nie eers hier aangeloop gekom na die doopfont toe nie, is jy gedra hiernatoe, en kategese toe gebring, en daar's vir jou in jou kinderbybel gelees by die huis, en by die skool was jy deel van 'n Christelike organisasie. So, daar was mense op jou pad neergesit, oumas, oupas, paas, maas, onderwysers, kategete, en van julle oud kategete sit ook hierso. Maar nou het julle ook in beweging gekom. Julle sê, ek gaan nie meer
kerk toe kom soos wat my ma en my pa my gevoer het van hier kom die helikoptertjie of die treintjie, toet toet, maak oop die mond en so aan. Nee, ek kom nie my kerk toe omdat my ouers vir my sê, of ek lees nie my Bybel omdat my ouers vir my sê, of ek bid nie omdat my ouers vir my sê nie, maar as deel van ek neem verantwoordelikheid vir my verhouding met die Here en ek het 'n besef hiervan en ek wil ook groei in die Here, maar nou wat ons eens was, maar ook hierdie transisie, hierdie transformasie wat in 'n ou kom, want hierdie is 'n moment in julle lewe, 'n oorgangsmoment, ook ten opsigte van julle geloof en julle geestelike lewe. Nou kom Paulus by die positiewe goede en hy sê, maar nou het Jesus ons mede-burgers gemaak, vreemdelinge, wat slawe was, wat dood was, bywoners, en wat is die laaste ene? Ekskuus? Bywoners en vlugtelinge. Nou kom hy by die positiewe term en sê, maar Jesus het julle mede-burgers gemaak. En ek wil hê julle moet gou-gou dink aan hierdie beeld. Paulus sê vir hulle, sonder dat hy nou die goeders geweet het wat ons nou vandag weet, God het in Jesus nie vir jou 'n paspoort kom gee nie. Wat doen 'n paspoort? 'n Paspoort gee vir jou toegang in 'n ander land. As jy na 'n ander land toe gaan, dan moet jy jou paspoort wys, né? Om te sê ek is 'n Suid-Afrikaner, maar ek kuier 'n bietjie hierso. Ek het mense hierso, of ek kom kyk die Formule 1 of wat ook al, nee, 'n paspoort, maar jy kan nie daar bly nie, jy kan nie daar noodwendig eiendom koop, of jy het nie stemreg nie, ensovoorts, nee. Jy mag ook net, dalk kry jy 'n tydelike paspoort, of wat ook al, sodat jy daar vir 2 of 3 jaar kan werk, en dan moet dit hernu word, of wat ook al, nee. Lande se goeders verskil. God het nie vir ons 'n paspoort in Jesus Christus kom gee nie. Hy het vir ons 'n identiteitsdokument kom gee. Hy het vir jou 'n ID kom gee. Hierdie Bybel is my en jou identiteitsboekie, waarmee God sê, jy is nou 'n mede-burger van my koninkryk, jy is deel van my kerk, jy's nie net 'n besoeker nie. Moenie net vir vandag bly en wegraak nie. Jy's nie 'n besoeker nie. Jy's nie 'n besoeker in die kerk nie. Jy's 'n mede-burger. Jy is deel van die koninkryk. Jy is deel gemaak deur Jesus Christus. Jou ID-boekie sê so, die Bybel sê vanoggend vir ons so. Dis die eerste positiewe woord wat hy gebruik, mede-burger. Die tweede woord waarop ons fokus gemeente is dat Paulus hier praat oor heiliges. En julle sal nou onthou verlede week toe ons Efesiërs 1 lees daar in die begin, dat Paulus ook dan nou aan hulle skryf en hulle heiliges noem. En het ons mekaar gesê, wat beteken heilig? En het ek vir julle gevra, dink jy aan jouself as 'n heilige? Beskou jy jouself as heilig? En ons het maar elkeen vir mekaar in die oë gekyk en gesê, nee, want ek ken my gedagtes, my vuil gedagtes, my haatlike gedagtes. Gisteraand, toe ons nou rugby en so aan kyk, en dit het nou goed gegaan met die rugby, daarna het ek en Joshua so 'n bietjie PlayStation gespeel, en toe laat val ek weer daar 'n knoop, en ek sê, ek probeer so hard om nie te vloek nie, nee, ons elkeen ken ons monde, as iemand voor jou inry in die verkeer, of as jy, 'n onderwyser kan ook maar partykeer 'n moeilike vraag in die vraestel vra wat jy hom of haar verwens, nee. Ons ken ons gedagtes, ons ken ons gesindheid, ons motiewe. So nie een van ons voel verskriklik baie heilig nie. So as Paulus hierdie woord gebruik heilig, dan dink hy aan daai gelowiges en aan ons as gelowiges nie as sulke mense wat so mooi en reg en heilig lewe nie. Ons is nie engeltjies nie, dis nie hoekom hy die woord gebruik nie. Ons is nie sonder sonde en perfek nie, maar sê hy eintlik iets van die evangelie. Hy noem ons heiliges, want dit is hoe God na my en jou kyk as ons in Jesus Christus is. Wie glo in Jesus Christus, is in hom, ons het net daai vers ook op die bord gegooi, is in hom, en as die Vader na jou kyk, dan sien hy sy seun, en sien hy sy seun se heiligheid, wat my en jou onheiligheid bedek.
Sy reinheid wat my onreinheid weggevat het. En daarvan was my en jou doop ook 'n teken gewees, die wegwassing van ons sondes. En daarom is dit so 'n sterk positiewe term wat hy ook hier gebruik, as hy na hulle verwys as heiliges, om vir hulle te sê, sien julle hoe het Jesus die verhouding kom herstel tussen julle en God. Ja, julle doen nog sonde. Sjoe, maar julle is heiliges. Want hy het met sy bloed aan die kruis julle skoon gewas met sy bloed. En dan in sy gedagtegang sê Paulus, lank voordat Jesus gekom het God deur mense, ons noem hulle profete, God se spreekbuise, het hy vertel van die ene wat hy beloof het aan Adam en Eva om die slang se kop te kom vermorsel. Die Messias, die aangestelde ene, die gesalfde, die gestuurde, hy wat aan 'n kruis sou kom sterf en met sy bloed ons red. Die profete het vertel van hom, en die apostels, die ouens wat hy gekies het, wat 3 jaar saam met hom gereis het, wat teen sy bors geleun en eet het, wat sy wonderwerke gesien het en sy preke gehoor het, die apostels, nadat die profete dood is, het hom gesien van wie hulle vertel het, en ook hulle het getuig van hom, maar toe sterwe hulle, en toe vervang God die profete en die apostels, hierdie mense wat sterflik is, met sy woord. Sy woord het hulle vervang, en daarom is die gesag van die woord so belangrik vir ons. Daarom is daar nie nog apostels in die kerk nie. Daarom is daar ook nog nie meer profete in die kerk nie. Hulle het uitgesterf. Maar hom wie hulle verkondig het gesterf maar opgestaan, en die woord getuig daarvan. En vanoggend kom sê hulle ook, ek aanvaar die gesag van hierdie woord, wat vertel van Jesus Christus. Paulus sê in vers 20, dis die fundament van die gebou. Dis die fundament van die kerk. Die huis waarin jy bly het ook 'n fondasie. Nee. Ja, daar kom krake in die mure. Toe ek woensdag hier so by die Bybelskool aankom, toe reën het so in daar so voor in die voorportaal, nee. Die grond hier onder skuif. So daar kom maar krake wat ons moet toemaak en die dak lek ensovoorts. Maar as dit kom by Jesus Christus, is sy verlossingswerk so goed en volledig gedoen, dat daar nie krake is in hom die fondasie nie. Ons kan regtig op hom vertrou vir ons redding ten volle. Hy is die fundament van die gebou. En dan sê Paulus ook nog, hy is die hoeksteen van die gebou. Wat is 'n hoeksteen? Dit is die eerste steen wat gelê word deur die bouers. Die argitekte sê, hulle beplan die huis of die gebou, en dan sê hulle, waar moet die eerste steen gelê word, want dit sal bepaal die rigting waarin die gebou staan. As jy byvoorbeeld lekker oggend somerson wil hê, of 'n winterson, dan sal jy jou hoeksteen op 'n sekere manier lê, want van daar af word die bakstene gepak, dat jy son kry op 'n sekere plek in jou huis, nee. Paulus sê, Jesus is die hoeksteen, hy bepaal die rigting van die kerk. Hy is die ene wat sê, ons werk met genade, ons werk met liefde, ons werk met geregtigheid, ons werk met barmhartigheid, ensovoorts. Hy is die eerste steen wat gelê word in hierdie gebou wat hy bou, en hoe mooi is dit ook dat Paulus hierso sê, hy voeg ons goed saam, hy's 'n goeie bouer, hy weet presies hoe om 'n muur te bou, en dit lyk nie asof die muur onderste bo gaan val nie, al lyk die kerk vir ons hoe krom en skeef, want die kerk is maar vol sondaars, en daar's 'n klomp goeters wat nie ooreenstem met die woord van die Here nie, maar in die gees is Christus tog besig om wonderlik saam te voeg en 'n gebou van onder af op te bou, wat front soos wat hy wil hê dit moet front. Hy noem dit die huis van God. Nou onthou ek so goed uit my eerste gemeente daar in Douglas, hoe 'n ouderling altyd vir die Here, voordat ons so by die konsistorie deure uitgekom het, gebid het, dat die Here ons sal seën waar ons nou in sy huis is, die huis van God, asof hierdie die huis van God is. Volgens die teks is hierdie eintlik maar net 'n aanbiddingsruimte, nê.
sodat ons uit die son uit kan sit, of as dit sal reën of haal, dat ons nog steeds kan aanbid soos 2 weke terug. Hierdie is nie die huis van God nie, maar sê Paulus, ons, ek en jy, word opgebou as die huis van God. Sê hy so mooi, ons is eintlik die tempel. Paulus sal in sy Korintiërsbrief ook mos skryf, my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar dis nou hierso saamgevoeg en opgebou tot 'n tempel, 'n plek van en 'n groep mense van aanbidding. Ons is God se gebou, sy tempel, ons is sy huis, ons is sy woonplek. En daarom, katkesante, is julle geskenkies ook 'n paar houertjies wat lyk soos bakstene. En ek het vir julle gesê by die kamp, ek kan nie eers die ouens saam met my in ons groep se gesigte onthou nie. Ek kan nie onthou saam met wie ek eers belydenis van geloof gedoen het nie, maar daar is so 'n fotootjie ook vir jou op. Daai laaste foto van julle as groep. So jy kan dit nou gebruik as 'n paperweight. Aan binnekant is daar ook 'n paar sweeties ingesit. Dankie weer vir die girls daar agter wat die sweeties ingegooi het vanoggend. Vir as jy nou eksamen skryf, nee, jy bietjie kan sweeties eet, maar sit hom maar daar by jou. En dan eien jy elkeen van daai gesigte wat vanoggend saam met jou bely, en julle gaan ook mekaar vergeet, hoor. Jy skud jou kop, maar dis deel van die lewe, ou Dilly. Elkeen van julle verteenwoordig 'n baksteen, soos daai baksteenmuur, nê. Elkeen van julle is 'n baksteen en Christus vat jou en hy sit jou op die volgende ene, nê. Een rytjie is jou oumas en jou oupas en die volgende rytjie jou paas en jou maas en nou sit hy jou weer in die muur wat hy jou daarin messel en saam vorm dit 'n muur. Maar niemand van ons is alleen die kerk nie. Daai ding wat ouens sê van ek is die kerk, nee, jy is nie die kerk nie, maar saam bou hy ons op tot 'n gebou, sê Paulus hierso, waarin hy kan woon en waardeur sy gees ook in ons woon. Ons sluit af. Hoor asseblief vanoggend dat jy lid is van die Here Jesus se kerk. Jy is soos 'n baksteen wat gelê word. Jy het 'n plek in God se huis, in God se gebou, in sy tempel. Paulus skryf op ander plekke in briewe oor 'n lidmaat se verantwoordelikheid. Stel jouself voor, teen daai muur is daar 'n gat waar daar 'n klomp bakstene uit is. As dit gaan reën, gaan dit inreën daar op daai paar mense en dan gaan hulle siek raak. Moet ons weer vir hulle bid. Nee. Of daar kom 'n wind wat waai en mense kry koud. Die Here messel jou vir 'n rede as 'n baksteen binne in hierdie gebou en jy het 'n doel, soos wat elke baksteen van onder af die gebou regop hou, so word jy ook ingebou deur die eeue om ook 'n rol te speel, ook 'n verantwoordelikheid te hê om die woord van die Here ook in stand te hou. Ons is in diens van die evangelie. Maak toe daardie gate, as jy nie hier is nie, dan ly mense en dan is die kerk se mure swakker. So neem vanoggend ook jou verantwoordelikheid op om die kerk te bou sodat ons 'n veilige skuilplek kan wees vir mense. Dat mense van Jesus kan hoor en ook nie meer vreemdelinge sal wees nie, maar vriende, medeburgers en nie net bywoners nie. Nie meer vlugtelinge in hierdie wêreld kan wees nie, maar mense wat kan soos vanaand saam sit aan die tafel en die brood en die wyn kan geniet en kan sê Jesus Christus is koning, hy's verlosser, hy het opgestaan, hy lewe. Neem jou plek in die huisgesin van die Here in opnuut en ook in sy gebou, sodat die nuus van God se genade in Jesus Christus gehoor kan word, geglo kan word en mense gered kan word. Kom ons reageer op die Here se woord met ons dankoffers en vra in ons harte ook, Here, gebruik hierdie in diens van u koninkryk. Kom ons dank die Here met ons dankoffers. Kon julle nou al agterkom hoekom ek hierdie lied vir julle gekies het vir vandag? Verlede week, dit was een van die vrae aan ons katkesante, wat maak jou bang? Ons het die aand Eagles en Turkeys gespeel. Een van die vrae is, wat maak jou bang in die lewe? Hulle is nie so baie bang vir die duiwel,
of sulke goeters nie. Dit was nogal 'n diep emosionele vraag. Baie van hulle is bang hulle verloor hulle ma's en pa's, nee. Die verliese in die lewe, hulle is nou groot, hulle is nie meer bang vir die donker in die nag, of 'n monsters onder die bed nie. Hulle weet die wêreld is 'n gevaarlike plek, so dis kom ek hierdie lied vir julle gekies het, om te sê in die geloof, een van die maniere hoe my geloof my help is, om te sê, ja, hierdie goeders is 'n realiteit, maar God is 'n groter realiteit, ek sal nie bang wees nie. Ek het vir julle so ietsie geskryf, wat in julle sertifikate ook is, wat verduidelik hoekom ons belydenis van geloof doen, want nie alle kerke doen belydenis van geloof nie, die Bybel gee ook die opdrag dat ons belydenis van geloof doen nie, so waar kom dit vandaan? Luister gerus en dan gaan ek julle vorentoe roep. Hoekom doen jy belydenis van geloof? Dit is nog nie iets wat die Bybel opdrag gee ons moet doen nie, en dit red 'n mens ook nie, so hoekom? Wel, ons vertrou hierdie spesiale gebeure het ontwikkel onder die hand van die Heilige Gees. Dit merk 'n oorgangstyd in jou lewe, waar jy verantwoordelikheid neem vir jou eie groei en geloof. Dis 'n moment op jou geloofsreis. Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 4, dat God jou voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het. Uit genade is jy verlos deur geloof, sê in Efesiërs 2. En iewers langs die pad het die Heilige Gees jou tot wedergeboorte gebring. Om belydenis van geloof te doen is 'n geleentheid om jou oortuiging met ander te deel, dat God jou gered het aan die kruis en deur sy opstanding. Jy erken hom as jou persoonlike verlosser en vriend. Jy gee te kenne dat jou lewe aan hom behoort. Voorgetuies in die Here, buig jy voor Jesus as koning van jou lewe. Jy besef ook dat jy deel is van God se kerk, wat hy begin het met Abraham. God sluit 'n verbond, 'n kontrak, 'n ooreenkoms, 'n verhouding met Abraham in Genesis 12, 15 en 17 waar ons daarvan lees. Hy sê, ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaaf, deur hulle geslagte heen as 'n ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Jy is deel van die belofte aan Abraham van 'n groot nageslag. Deur die eeu het God sy verbond van genade voortgesit in jou voorgeslagte. In opdrag van die woord het jou ouers jou gehoorsaam gebring om gedoop te word, soos die Jode hulle kinders laat besny het onder die ou verbond. Met die genadedoop het God sy driemaal heilige naam oor jou uitgeroep. Hy het beloof om jou God te wees. Jou doop roep jou deurgangs ook op om as sy kind te lewe. So wanneer jy belydenis van geloof doen, kom antwoord jy vanoggend op jou doop. Waar God by jou doop gesê het, jy is myne, antwoord jy wanneer jy belydenis van geloof doen, en ek is u sin. Waar God by jou doop kom sê het, dat hy jou lief het, antwoord jy dat jy hom terug lief het. Dat jy hom kies, wat jou eerste gekies het. Dat jy vir hom lewe, wat vir jou gesterf het en lewe. In die openbaar kry jy ook die geleentheid om skaamteloos te bely, ek glo. Jy onderneem om deur jou lewe van God te getuig en om te eer met jou besluite en gedrag. Jy aanvaar en neem ook jou verantwoordelikheid op om met jou gawes te help opbou aan die kerk van Christus, om in diens van sy woord te staan en sy koninkryk uit te brei, daar waar jy gaan. Om belydenis van geloof te doen, is nie net 'n mondsaak nie, maar 'n hartsaak. Dis om met jou lewe vir die Here baie dankie te sê. Ek wil vir jou vra om net so op die verhoog te tree en hier voor te staan, dan gaan ek aan julle so 'n paar vrae stel. Kom asseblief na vore. In die eerste plek, beloof jy hom as lidmaat van die gemeente van Christus, deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, en alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp. Weens tyd het ek net saam met julle die NGB, die Nederlandse geloofsbelydenis, een van ons geloofsbelydenisse deurgewerk, met baie verwysings, saam met julle deur die Bybel ook gewerk en so aan. Jy het aangedui dat jy gereed voel, en dat jy daarop antwoord ja, so vra jouself nou weer af, dit wat ons hier in die gemeente leer, dit wat ons bely, stem jy nog daarmee ooreen, daarmee saam, en sê jy ook dat
die goeie wat oor jou pad kom vorentoe, dat jy sal bly by dit wat jy geleer is, en dat jy daai goeie sal verwerp. Glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is? Die enigste leer van verlossing is dat daar nie baie paaie na Rome toe is nie, dat daar nie baie weer na God toe is nie, maar dat Jesus Christus die waarheid is, dat hy die weg is, dat hy die lewe is. Johannes 14 vers 6. Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En laasens het ek ook met julle gepraat oor die tug, dissipline in die kerk. En het ek vir julle gevra, dink julle daar so iets soos die tug nodig? Is daar dissipline nodig? En ons het vir mekaar gesê, wel waar daar 'n klomp sondaars is daar definitief dissipline ook nodig. En dis hoekom die Here Jesus dit ook ingestel het. En sê hy, kyk na mekaar, so as jy die pad byste raak, dat jy sê, ja, kom praat asseblief dan met my, en kom roep my terug na die woord van God toe. So aanvaar jy ook, dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Julle kan so op 'n punt antwoord op hierdie vraag. Gemeente, ek wil vra dat julle sal opstaan en dan bely ons saam met ons jong mense die apostoliese geloofsbelijdenis wat deur die eeue gesê is, kom ons sê dit hardop saam, nie net as 'n getuienis teenoor die wêreld nie, maar ook as 'n stuk lof aan God. Hy het hom so aan ons openbaar en ons ego dit terug aan hom. Kom ons sê hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen, inderdaad. Op grond van die genadeverbond van die Here, soos verseël deur die doop, en ook kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word daarmee ook verklaar dat julle belydende lidmate van hulle gemeente is, hier in Gardenia Park, Bloemfontein. Julle moet alles in julle vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat julle die ewige lewe as prys kan verkry. Nie omdat die manier hoe mens hardloop daarvan afhang nie, want dit is in Christus vas, nee, maar juis volhardend dan nou lewe en om daardie kroon te verkry. Broers en susters in die geloof sien om na hierdie lidmate, hulle is jonk, Paulus skryf ook oor jong mense, soms nog soos 'n skipie op die water wat aangedryf word deur enige wind en daar's baie winde van dwaling. So kyk na hulle en bid vir hulle, sien na hulle om en moedig hulle ook aan om in liefde te leef saam met God en sy naam te verheerlik, maar ook om sy liefde uit te dra en liefdevol teenoor hulle naaste te wees hier in ons land en in die wêreld. Ons is saam lede van die liggaam van Jesus Christus, saam bakstene van sy gebou, sy huis, sy woonplek, sy tempel. Julle kan sit gemeente en dan gaan ek vra dat van ons kinders gou net vir my met hulle hande sal aandui. Ons klein ouetjies, wie kan baie lekker drukkies gee? Alraai, daar agter. Ek wil vra dat al die maatjies, ek het so 13 maatjies nodig. Dankie, kom gou vorentoe en dan kom vat jy 'n boekmerkie, 'n sertifikaat en 'n boksie en dan gee jy vir elkeen van hierdie groter maatjies 'n stywe drukkie en jy gee vir hulle hierdie geskenkie.
Julle persoonlike name is in die sertifikate, julle kan dit net nou weer terugruil onder mekaar, hoor. Dit maak nie saak nie, hoor, maar moet dit ook nie eet nie. Dit maak nie saak nie, Adoan. Kom ons sit daai dekseltjie op. Gee maar net vir wie jy, wat jy sien, iemand het nog nie gekry nie, ons sal net vir hulle sweeties uitdeel. Hier is nog 2 boksies, sal julle dit ook sommer uitdeel asseblief. Dankie Bailey. Hou maar net reg op dat daar nie nog uitval nie. En dankie. Ag, baie dankie. Ons gee die maatjie ook 'n kans. Is jy Laurens of is jy Johan? Laurens. Dankie Laurens. Kan jy nie altyd uitken nie. Dankie maats dat julle vir hulle 'n bietjie liefde gegee het met 'n drukkie. Dis tog die enigste ding wat lekkerder is as roomys, nê? Nee. Is 'n drukkie. Nou so gepraat van 'n roomys. Verlede week by die kamp, toe dit so drukkend warm voor die storm. Kyk, toe vra hierdie klomp nou vir roomys, nê? Nee. So asof ek nou regtig gaan inry Bloemfontein toe en vir hulle roomys koop. En gelukkig, toe word hulle gebede verhoor, toe kry hulle vir pudding na die ete, is daar toe nou roomys met lekker karamelsous. So ek het gedink op 'n warm somersdag kan dit nogal lekker hier onder die bome wees. So julle en julle familie en julle vriende is uitgenooi vir 'n bietjie roomys. So ons gaan 'n foto hier neem en dan gaan ons buitekant toe. Dankie Etienne vir die foto's ook wat jy vir ons neem. En dan kan ons nou lekker roomys daar onder die boom geniet. Dit is warm. En dan ons klein maatjies, julle gaan eers afsluit hier in die kerk. Nou, Joandro, het jy gesien? Hierdie maatjies, hulle is nou al in graad 11. Watter graad is jy nou? Graad 1. Nou my maat, ek weet nie of ek oor 16 jaar of hoeveel jaar nog hier gaan wees, dat julle ook hierso 'n belydenis van geloof moet doen nie, maar eendag gaan julle ook so groot wees soos hierdie mense. En gaan julle ook hierso sê, ek glo in God die Vader en Jesus Christus en die Heilige Gees. So, praat bietjie net nou met hulle ook daar buitekant en wees vir hierdie kinders ook in julle geloof en in julle Christendom. Wees vir hulle mentors, wees vir hulle maats in Jesus Christus en bid ook vir hierdie klein ouetjies wat julle pad stap, wat julle nou ook beëindig het vandag. So, die kinders, as hulle klaar hierso binnekant geëindig het en ons het net so bietjie van 'n voorsprong gekry met die roomys, dan kan julle ook buitekant toe kom, kinders van die kategese, en ook om roomys kry buitekant, en dan sluit ons daar af, en dan kan julle nou gaan eet en julle eie planne doen, en dan sien ek julle vanaand 6:00 hier om die nagmaalstafel, en julle is almal weer welkom vanaand 6:00 ook om die nagmaalstafel. Kom ons sluit af met 'n seënbede vir ons kinders. Kom ons staan asseblief, en dan bid ons ook vir hulle, die Here toe op hulle geloofsreis. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. Amen. Amen.
sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit bring môre, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, 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 hy is vir jou. Liewe jong mens, broer en suster in Christus, mag die Here jou seën en jou beskerm, tot jou redding verskyn, jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Kom ons neem vinnige groepfoto hier voor. Julle familie kan so lank gaan 'n roomhuis kry. Die kleintjies bly agter vir kategese. Dankie julle almal.